Hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers vanoggend. Mag dit vir u 'n geseënde dag wees. In besonder aan al ons vaders. Mag dit ook 'n geseënde Vadersdag wees. En dan weet ek daar is ook gevalle waar ons met enkel ouer gesinne werk waar mamas optree as mamas en papas. So mag dit ook vir julle 'n spesiale dag wees. Vriende, as ons uit die Here se woord saam lees by hierdie geleentheid vanoggend, dan wil ek hê ons moet in die eerste plek Matteus 6, die ons Vadergebed, in ons agterkop hou as agtergrond, en dan baie spesifiek die inleiding wat sê ons Vader wat in die hemel is. So hou daai stukkie vas. En dan kyk ons na Matteus 7 wat ons vanoggend gaan saam lees. Matteus 7 en ons gaan daar vanaf die 7de vers saam lees. So hou saam met my in gedagte die ons Vadergebed. Dan gaan jy ook op 'n stadium iets daarvan weer hoor as ons dan vandag met mekaar praat op Vadersdag. En 'n dag wat ons dan vrymoedigheid kan hê om ook met God as ons Vader in die hemel te praat. Belangrik dan vers 7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Dan die vraag, watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? En nou hoor ons vers 11, as julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en in die profete. Ons lees net op by vers 12, mag die Here ons dan ook seën op hierdie dag. Vriende, as ons vir mekaar sê op Vadersdag, gelukkige Vadersdag, en ons is baie lief vir pa of vir pappa of vir dads of watter naam jy ook al vir jou pa sou gee of sê, of dalk sou gesê het toe hy nog geleef het. Ons het vandag die vrymoedigheid om met ons hemelse Vader te praat en om uiteindelik ons Vader te noem. Vir God is Vader die naam bo alle name. Ek dink die belangrikste vir ons is om te sê, hy is nie 'n ver afgeleë God wat maar iewerster is en net so af en toe sy verskyning maak nie. Maar hy is 'n liefdevolle en 'n versorgende Vader wat altyd daar is om te lei en te voorsien. En ek dink die belangrikste van alles is dat hy altyd beskikbaar is. Iets wat nogal vir moderne paas 'n uitdaging is om altyd beskikbaar te wees vir hulle geliefdes vanweë omstandighede. Maar as jy deur die evangelies blaai, dan sien jy dat die woord Vader kom so baie keer daarvoor, die naam Vader kom so baie keer voor. En jy hoor dit by Jesus, die eerste keer wanneer hy vir Maria en Josef sê, maar het julle nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Ook as hy aan die kruis bid, dan sê hy, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy laaste uitroep aan die kruis, waar hy uiteindelik sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor.
So Jesus leer sy disippels, Jesus leer vir my en vir jou, om God wat homself as 'n liefdevolle Vader openbaar, te leer ken, te aanvaar en op hom te reageer. En hierdie verstaan van wie die ewige God is en die iets daarvan te begryp, help ons om te groei in ons geloof. Wek liefde in ons harte, dit motiveer ons tot diens. So as Jesus dan kom en sê, ons Vader, hoe lyk hierdie Vader wat hy aan ons kom voorstel? Ek dink die belangrikste is om te sê, dis 'n Vader met volmaakte en onvoorwaardelike liefde. En ek dink die onvoorwaardelike is vir my vanoggend op Vadersdag nogal geweldig belangrik. Want ek hoef niks te doen om daardie liefde te verdien. Ongelukkig, die hartseer van die tyd waarin ons lewe, is dat kinders dikwels sekere goed moet doen om aanvaarbaar te wees. Daar's verskillende voorwaardes waaraan hulle moet voldoen om vaderliefde te ontvang. Daarom dat mense baie keer in hulle lewe 'n geloofskrisis het, wanneer daar gepraat word van God as 'n goeie Vader wat vir hulle sorg, want die aardse Vader wat hulle het, is nie 'n uitdrukking van die goeie hemelse Vader nie. Hulle slegte ervaring met aardse vaders maak hulle wantrouig wanneer dit kom by die goeie hemelse Vader. Daarom moet ons vir mekaar sê, as God praat oor liefde, dan is hy die oorsprong daarvan eerder as ons. Dis 'n liefde ten spyte van. Dis 'n liefde wat sê, moenie op 'n bepaalde vlak kom voor ek jou lief het nie, ek het jou lief ongeag. En dan saam met dit, ek het dit reeds genoem, maar ek wil dit weer beklemtoon, in 'n prestasie-georiënteerde samelewing neig ons dikwels na die foutiewe idee dat ons die liefde van God op een of ander manier moet verdien. Dat liefde 'n verdienstelike saak is. En doen ons dikwels goed, selfs binne ons geloofsverhouding, met verkeerde motiewe. Omdat ek dink, ek moet God impress, ek moet hom beïndruk, ek moet verdien dat hy vir my lief is. Dan leer ons mos deur die jare uit die Bybel uit, hierdie verhouding is slegs moontlik deur geloof alleen. Dis uiteindelik 'n reaksie op die heerskappy van Jesus Christus. Ek en jy sit vanoggend in hierdie gebou en daar is dalk in jou lewe situasies rondom liefde vir jou aardse Vader. Soveel so dat jy dalk sê, maar vanuit wat ek beleef en ervaar het, verdien hy nie om lief gehad te word. Maar as ek praat van 'n Vader in die hemel wat onvoorwaardelike liefde het, dan praat ek van 'n God wat aanhou om mense wat menslik gesproke nie liefde verdien nie, met 'n ewige en 'n volmaakte en 'n onvoorwaardelike liefde te hê. Ek wil weer sê, hierdie Vader is te alle tye beskikbaar. Ek kan te enige tyd sy troonkamer betree, waar ek met hom praat
en waar ek en my liefdevolle Vader saam kan gesels. Uiteindelik is ons geloofsverhouding met die Vader ons alledaagse asem. Dis ons geloofsverhouding, dis ons aanbidding, dis 'n daaglikse leefstyl. En dan ongeforseerd, heeltemal ontspanne, binne die ritme van die Gees. En daarom dink ek net ons moet daarteen waak, dat ons verhouding met die Vader 'n tipe formalisme aanneem, en selfs 'n stuk onnatuurlike wettisisme. Weet ek is verskriklike groot woorde, maar dit gaan dood eenvoudig daaroor dat ons moet verstaan God is altyd daar. Daar's nie nou is God beskikbaar en nou is God nie beskikbaar nie. Of as ek nie 5 keer gebid het vandag nie, dan is daar 'n probleem in my verhouding met God. So dis 'n leefstyl, ongeforseerd, spontaan, binne die ritme van die Heilige Gees. Daarom is dit op die Sondag na Pinkster, op Vadersdag, belangrik om te sê, dat ons as kinders van God, ons as kinders van die Hemelse Vader, ook in pas moet bly met die Heilige Gees. Hy moet ons voortdurend die pas aangee waarteen ons beweeg. Belangrik van ons verhouding met ons Hemelse Vader is dat hy beloning gee. Iets wat aardse vaders partykeer uitbuit. Mense twyfel oor God se beloning. Want baie keer verwag ons dis materieel. Aardse vaders gee goed vir kinders, of gee nie goed vir kinders, op grond van prestasie of nie prestasie. Wat maak dat mense net voel, ek is nie goed genoeg nie. God sê nee, ek werk bietjie anders. Ek gee beloning aan my kinders, vir gehoorsaamheid, getrouheid. En dan is dit nie materieel nie, kan wees, maar dis nie die hooffokus. Dis 'n stuk geestelike groei, dis 'n stuk verdieping in my verhouding met God, dis vrede, dis vreugde, dis 'n sinvolle lewe. Lewe wat diep bevredigend en verkwikkend is. So as ons kom dan by God wat beloon, dan sê Jesus dadelik, onthou net, my Vader antwoord altyd al sy kinders se gebede. Hoekom twyfel mense oor gebed? Hoekom dink hulle God hoor nie? Want ons kry nie altyd noodwendig wat ons wil hê nie.
Miskien is dit omdat ons nie erken dat God se antwoord ja, nee of nog nie kan wees nie. Ek wil jou vra, dink net aan een geleentheid in jou lewe. Wat as God op daardie bepaalde dag of tyd of oomblik in jou lewe jou sin gegee het en vir jou gegee het wat jy gevra het, wat die effek daarvan op jou lewe sou gewees het. Of dit ten goeie sou meewerk vir jou wat hy sê hy baie lief vir is. So hy sê baie keer nee, want dit is skadelik. Baie keer sê hy nog nie, hoekom? Want jy is nog nie toegerus om te benut en te bestuur dit wat jy vra dat hy vir jou gee nie. Dit is soos 'n kind wat nog nie 'n leerlinglisensie het nie, maar hy wil 'n Ford Falcon nie. Kan hom glad nie beheer nie. Hy weet nie wat om te maak daarmee nie. So goed sê nee, ry liewer eers fiets. Leer om te balanseer. En dan kan ons dalk praat oor 'n Kia Picanto. Maar kom ek en jy sê vandag vir mekaar. Die belangrikste beloning is innerlik. Dis geloofsversterkend. En is dikwels vir die blote oog onsigbaar. Maar jy weet dit. Jy weet dat God dit vir jou gegee het. Wat leer ek vandag by my hemelse Vader? Hy keer nie die sonde van ons lewe goed nie. Hy maak nie soos party pappas wat as kinders goed doen, dan dink pappas hulle kinders is oulik nie. God wys sy kinders tereg. God doen dit tot ons beswil, sowel as tot die bevordering van sy koninkryk. So hoekom moet God my van tyd tot tyd teregwys? Want as hy my aan my eie oorlaat, gaan ek myself verongeluk. So hy praat met my, en hy lei my, sodat ek kan groei, sodat ek geestelike vervulling kan beleef. En ek weet nie van julle nie, maar wanneer 'n mens tereggewys word, en jy dit ter harte neem, positief daarop reageer, dan groei jy. En ek weet, dat dit voel baie keer so straf. Maar uiteindelik wil God dit tot my bes wil laat meewerk. Ons leef in 'n land, ons leef in 'n wêreld van afwesige paas, van vaderlose kinders. Maar hierdie Vader is 'n Vader vir die vaderloses. Hy sorg vir sy kinders. Dan dink ek nou maar net as jy hierdie stuk in Matteus 6 en 7 gaan lees. Hy sorg vir die mossies. Hy gee die lelies die pragt in die veld.
ek en jy kan God vandag vertrou vir al ons lewensbenodighede. Hy sal voorsien. Ek wil tog my nie kies vir jou vra. Het jy al 'n mossie gesien wat stres? Mossies lewe. Mossies bekommer hulle nie. Lelies verrig hulle funksie. Hulle stuur hulle geur en hulle pragt die lig in. Ek en julle het gepraat so 2-3 weke terug oor die blomme wat elke jaar so in my tuin opkom, sulke oranje blomme. Dink is glads. Sê ek wat vir hulle sorg. Sê ek wat hulle nat gooi. Is net op 'n dag dan sien ek hier is hierdie vrolike oranje blomme. So vriende, God sorg vir hulle en hy sorg vir ons. Ek leer iets by ons Hemelse Vader, waarmee aardse vaders baie keer mense en kinders gevange hou. Is sy dringendheid om te vergewe. As 'n Hemelse Vader vergewe hy sonde. Hy hou dit nie teen ons nie. Hy gebruik dit nie om ons een of ander tyd, wanneer ons in 'n posisie van ongemak is, dit voor ons koppe te gooi en te sê, onthou jy daardie dag toe jy dit? En sy vergifnis is nie 'n eenmalige daad. Dis 'n voortdurende, oorlopende stroom van genade wat altyd beskikbaar is. Johannes sê dat as ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sondes bely, as ons daarvan wegdraai, dan is hy die God wat uiteindelik sê, ek het julle sondes in die diepsee gegooi. En dan het ek mos al vir julle gesê, het hy 'n kantaantekening en 'n bordjie daar in die see gesit, waar die diepsee is, wat gesê het, nou fishing. Moenie weer daai goed daar gaan uithaal en uittrek nie. Moenie toelaat dat die bose kom en vir jou sê, is dit waar dat God dit en dit wat jy gedoen het, vergewe het en in die diepsee gegooi het? En jy dan skielik weer slapelose nagte het nie. Wanneer ons sondes bely, vergewe hy ons sonde. Inteendeel, hy vergewe dit graag. Hy kyk daagliks na die pad vir die stofstreepie van iemand wat terughardloop en sê, Vader, ek het nie gesondig. Ek is nie meer werd om een van die kinders genoem te word nie. Wat is God se reaksie? Hierdie kind van my was dood, kyk hy lewe. Ons vier fees. Maar kom ons sê vir mekaar, dat sonde in ons lewe, ons gemeenskap, ons verhouding met God beïnvloed. Dit raak ook die manier hoe ons met ander omgaan. Dit veroorsaak dat ons baie keer belonings misloop.
God is gretig. Ek sê weer, hy wil so graag vergewe. En wanneer ons dit ondersoek, wanneer ons self ondersoek doen, en dit erken, dan vergewe hy reinig ons, hy gee ons vergifnis. Maar, en ek moet tog maar die maar bysit, ek en jy met daai selfe vergewingsgesindheid hê. Ek en jy met daai selfe vrymoedigheid hê, om hulle wat teenoor ons sondig uiteindelik te vergewe, sodat ook hulle vry kan word en volkome vergifnis kan aanvaar. En dis hoekom ek vandag by papas pleit. Moenie kinders se foute as jou manipulasie-instrumente gebruik. As jy God se vergifnis gesmaak het, dan sing jy in die eerste plek jou verlossingslied dankbaar. Maar jy is ook vry om jou kind te kan vergewe. En jou kind die vrede van vergifnis te laat ervaar. Weet jy, dis vir my in hierdie teks aangrypend hoe goed God ons ken. Want wat sê hy? Vers 11, vers 10, kom ons met 9. Hy sê, watter mense onder julle? So vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra. Of 'n slang as hy 'n vis vra. En dan hierdie ding van hoe God ons ken. Hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee om die wat dit van hom vra. Dus ek, jy gaan voorraad name ophou, voorraad opname hou, en ons voer die liedjie wat ons gemaklik sing, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees hoe dat God jou seën, dan sê jy sien hoeveel goeie gawes gee God. Dat daardie gawes gepas is. En mag ek maar, vergewe my die Engelse woord hier gebruik. His supply is appropriate. Dis van toepassing. Verkeer in jou lewe het al gesê, dis presies wat ek nodig het. Dis God. Ek gee presies wat ek nodig het. En by tye nog meer. So daarom, liewe broers en susters, sê ons vandag vir aardse vaders gelukkige Vadersdag. Maar met ons hemelse Vader is dit elke dag Vadersdag. As jy saam met my elke dag stukkie wat ek uitstuur lees, dan weet jy, ek sê vir jou, dis die dag wat die Here gemaak het.
Laat ons daar oor die juiging bly wees. Want ons elke dag 'n geleentheid om die Vader te eer, om op 'n vreugdevolle manier sy liefde en sy genade te vier. So ek nooi jou vandag. Kom en vertrou hierdie Vader ten volle, met oorgawe in geloof, met opregte liefde, met blymoedigheid, met 'n ywerige en 'n entoesiastiese gehoorsaamheid. Ons het sy seun Jesus leer ken as die enigste weg na die Vader toe. Rondom hom, rondom ons, sien ons sy majesteit, die misterie van sy krag in die natuur. Ons beleef sy handewerk. Maar slegs Jesus help ons om die liefde van barmhartige vaderskap te verstaan. Wie die seun het, het die lewe. So kom vandag na God toe deur Jesus Christus. Laat hy jou na die Vader toe lei. Laat hom jou Vader word. En op Vadersdag hoor ek die getuienis aangaande die Heilige Gees uit Jesus se mond. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, maar ek sal my Vader vra. En hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Die Heilige Gees, om vir altyd by julle te wees. Vader vir die vaderloses, nie weeskinders, maar die hemelse Vader se kinders. Kom ek gee tyd en dan dink jy so 'n bietjie by jouself.
Here op hierdie drie-eenheid Sondag, maar ook op Vadersdag, wil ons vir U sê, Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. U wat heel die skepping onderhou, U gee son en reën, ons ontvang U seën. Heel die skepping wentel om U trou. Jesus, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Ons is die gemeente hier te saam. Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring. Ons U vrygekooptes, prys U naam. Trooster, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Heilige Gees, ons is met U gedoop, U wat rig en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons hoop. Amen. Geliefdes, ek herinner net wat Koninkryksnuus betref. U kan op 083-654-086 vir my kontak. Vergeet ek my eie nommer, 083-654-0806. Ek groet ons aanlyn kykers, mag dit 'n geseënde en 'n gelukkige Vadersdag wees, en mag ons mekaar DV volgende Sondag weer sien. Totsiens.